Welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag, Sondag, 4 Mei 2025. Erediens soos altyd waargeneem deur Dominee Leon van Jaarsveld. Hy lees vandag uit Genesis 17 en die tema van die preek, jou doop is vir jou 'n troos, wees dankbaar. Goeiemôre broers en susters. Kom ons word stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en wat trou bly tot in ewigheid. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons staan en loof ons Here deur saam te sing uit Psalm 33, daarvan die 1ste en die 6ste verse. Sing vrolik, hef die stem na bowe, regverdig is, verhef die Heer. Dit pas opreg is God te loof en uit te jubel tot sy eer. Laat die psalmgesange stem van sterk verlang om die Heer te dank, by die smeltend skone harp en sitertone, liefde en lof verklank. Psalm 33 verse 1 en 6 en daarna doen ons saam belydenis van ons geloof. Kom ons bely ons geloof saam, waar elkeen sy hart die volgende sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die lyding van die hel ondergaan, uit op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my.
Reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so sit, antwoord ons daarop deur saam te sing uit Psalm 103, daarvan die 2de vers, en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons kom vanoggend weer klein en nietig hier by mekaar. Maar tog is dit vir ons 'n groot vreugde om hier ook saamgebind as broers en susters in die geloof gevoed te kan word deur u woord. Dat ons ook hier by mekaar is om u te loof en te eer. Maar Here, hoe nodig het ons die versterking van u woord nie nodig nie. Om hierdie week ook in te gaan, om staande te bly, om te volhard in die geloof. In 'n wêreld wat daarop uit is om ons te verlei, om ons weg te trek van u af. Maar daarom vra ons u ook dat u tot ons vandag weer eens sal spreek deur u woord. Die geloof in ons harte te werk en te versterk deur u Gees. Dat ons waarlik wysheid sal hê, wysheid om u te ken. En dan ook om ons lewens daarvolgens in te rig. Dat ons alles wat ons doen tot u eer sal doen. Daarom vra ons dat u vir ons geopende ore sal gee as u nou tot ons spreek. Geopende ore en ontvanklike harte. Dat ons waarlik ook 'n lig vir die wêreld sal wees. Vir ons
vra dat U ons elkeen individueel, maar ook ons as gemeente sal toevou in die vaandel van U liefde, beskermend in die holte van U hand, en ook ons sondes vergewe. Ons bid dit om Christus ontwil alleen. Amen. Die oog op die skriflesing sing ons nou saam met Psalm 105, daarvan verse 1 en 4, terwyl ons so sit. Ons luister volgende na die woord van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Genesis 17. Jy sal onthou, of dalk nie, ek het al 'n preek gehad oor Genesis 15, waar God die verbond met Abraham gestel het, en presies wat daar gebeur het ook, van die diere wat in die helfte gesny is, en wat God alleen deur die bloedstraat geloop het, want die mens kan nie sy deel van die verbond nakom nie. Jezus het ons deel van die verbond nagekom aan die kruis. En basies ons handtekening op die verbond, wat 'n kontrak, testament is, neergesit het. Vandag lees ons dan ook weer van die verbond, wat God met Abraham instel, en dan spesifiek ook na die besnydenis, want ons let ook na Heidelberg se Katekismus, Sondag 26 en 27, wat volg op verlede week se preek van die sakramente en waar geloof vandaan kom, en ons kyk spesifiek na die doop. Ons is dan ook bevoorreg waar ons binnekort 2 kindertjies ook hier in ons gemeente weer gaan doop. Kom ons luister dan na Genesis 17 en ek lees uit die 53 vertaling vanaf vers 1 tot 13. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God, die Almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. En ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vermeerder. Toe val Abraham sy aangesig en God het met hom gespreek en gesê, wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou en jy sal die vader van 'n menigte van nasies word. Daarom sal hulle jou nie meer Abraham noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want ek maak jou 'n vader van 'n menigte van nasies. En ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak. Ek sal jou tot nasies maak en konings sal uit jou voortkom. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. En ek sal aan jou en jou nageslag na jou die land van jou vreemdelingskap gee,
die hele land Kanaan, as 'n ewige besitting, en ek sal vir hulle God wees. Verder het God aan Abraham gesê, maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag na jou van geslag tot geslag. Dit is my verbond wat julle moet hou tussen my en julle en jou nageslag na jou. Al wat manlik onder julle is, moet besny word. Julle moet aan die vlees van julle vooruit besny word, en dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en julle. 'n Seentjie van 8 dae moet onder julle besny word, al wat manlik is in julle geslagte. Die wat in jou huis gebore is, en die wat van enige vreemdeling met geld gekoop is, wat nie van jou geslag is nie. Die wat in jou huis gebore en wat met jou geld gekoop is, moet sekerlik besny word. So moet dan my verbond in julle vlees wees as 'n ewige verbond. Vers 7 weer. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Ons luister dan na Sondag 26:27. Ek gaan net by elkeen van die Sondae een vraag uitlig. Julle kan gerus na die res van die vrae en antwoorde ook gaan kyk. Sondag 26 en vraag 69 vra die vraag: hoe word jy in die heilige doop daarop gewys en daarvan verseker dat die enige offer van Christus aan die kruis jou ten goeie kom? Die antwoord: so, Christus het die uitwendige waterbad ingestel. Daarby het hy beloof dat ek net so seker met sy bloed en gees van die onreinheid van my siel, dit is van al my sondes, gewas is, as wat ek uitwendig met die water gewas is, wat die vuilheid van die liggaam wegneem. En dan onder Sondag 27, vraag en antwoord 74, moet die jong kinders ook gedoop word? Die antwoord: ja, aangesien hulle net soos die volwassenes in die verbond van God en sy gemeente ingesluit is. Ook aan hulle word nie minder as aan die volwassenes deur die bloed van Christus die verlossing van die sondes en die Heilige Gees wat die geloof werk beloof nie. Daarom moet hulle ook deur die doop as teken van die verbond in die Christelike kerk ingelyf en van die kinders van die ongelowiges onderskei word. So is dit in die ou verbond deur die besnydenis gedoen in die plek waarvan in die nuwe verbond die doop ingestel is. Broers en susters, geliefdes in ons Here Jesus Christus. Verlede Sondag het ons gehoor hoe die woord van God geloof in ons werk, maar ook versterk deur die werking van die Heilige Gees. Maar ons het ook gehoor hoe die Here in sy genade vir ons nog verdere middele gee om ons geloof te versterk, naamlik die sakramente in die doop en die nagmaal. Ja, ons word versterk deur die sigbare woordverkondiging van die sakramente as teken en seël van God se beloftes. Vandag gaan ons verder en let spesifiek op wat ons bely oor die doop. Ja, die doop is vir elke gelowige 'n sekerheid en 'n troos. Die groot kerkhervormer Martin Luther het op 'n stadium in sy lewe gekom waar hy met sy geloof geworstel het. En terwyl hy by sy lesenaar gesit het, het hy sy boeke weggeskuif en op sy lesenaar uitgekrap: ek is gedoop. Ja, wanneer daar oomblikke van twyfel in ons lewe kom, en wanneer jy wonder of jy 'n kind van God is, dink daaraan dat jy gedoop is. Want die doop verseker jou dat jy deel het aan Jesus Christus. En wanneer ons oor die doop praat, moet ons onthou dat dit nie 'n instelling van mense of van die kerk is nie, maar van Jesus Christus self. Van die instelling van die doop lees ons in Matteus 28 vers 19, waar Jesus sê: gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.
Die doop was aan die begin van die Nuwe Testamentiese tyd 'n baie bekende gebruik. In die Ou Testament het die Jode, die heidene, wat die Joodse geloof aangeneem het, gedoop. Ons noem dit die proseliete doop. Maar Christus gee egter die doop 'n besondere betekenis, net soos wat God in die Ou Testamentiese tyd aan die besnydenis 'n besondere betekenis gegee het. Die doop is dan ook een van ons sakramente, soos ons verlede Sondag gehoor het. En as ons van 'n sakrament praat, dan bedoel ons twee dinge: 'n teken en 'n seël. Deur die sakrament as tekens verduidelik God die evangelie aan ons, en met die sakramente as seëls bevestig God sy beloftes aan ons. 'n Teken is dus net soos 'n verduideliking, en 'n seël is net so seker 'n versekering. Deur die doop as teken sê God aan my, soos water gebruik word om die vuilheid van die liggaam af te was, so was die bloed van Christus die vuilheid van my sondes af. En deur die doop as seël wil God ons daarvan verseker dat Christus al ons sondes afwas. God bevestig aan my dat sy beloftes oor sondevergifnis waar en seker is. Dit kom daarop neer dat van die oomblik van my doop af die drie-enige God nooit meer los is van my nie. God is immers gebonde aan sy eie beloftes wat hy deur die doop aan my gegee het. En daarom kan die gedoopte verbondskind juig. My doop verseker my dat ek van al my sondes gewas is deur die bloed van Jesus Christus. Na die doop as teken en seël moet ons veral vasgryp in tye van beproewings en as daar twyfel by ons opkom. Want in die doop kry ons die troos en die sekerheid dat ons werklik kinders van God is. En dat ons deel het aan die verlossing van Jesus Christus. Maar nou, hoekom babetjies doop? Want God se beloftes is nie net vir volwassenes nie, maar ook vir ons kinders. Christus het net soveel vir kinders gesterf as vir groot mense. In Handelinge 2 vers 39 sê Paulus baie duidelik, wat God beloof het is vir julle en vir julle kinders. Ja, daar is kerke wat sê dat kindertjies nie gedoop kan word nie, omdat 'n mens nie weet of hulle later gaan glo nie. Maar so 'n siening hou nie rekening met die eenheid tussen die Ou en die Nuwe Testament nie. En ook nie met die betekenis van God se verbond met ons nie. Maar kom ons kyk weer na die verbond wat God met Abraham gesluit het. In vers 7 staan daar dat hierdie verbond 'n ewige verbond is. En die woord in Hebreëus wat met ewig vertaal word, het te doen met wie God is. Met ander woorde, dieselfde woord wat gebruik word om te sê dat God ewig is, word gebruik om te sê dat God se verbond ewig is. Ja, God se verbond met Abraham het dus nie opgehou toe die Nuwe Testament aangebreek het nie. Inteendeel, Jesus het ons kom verseker dat ons deur hom God se kinders kan wees. En omdat ons deur Jesus Christus God se kinders is, moet ons dan ook soos sy kinders lewe. Ja, God se verbond geld dus ook vir Abraham se nageslag in die Nuwe Testament. En ons is tog deel van Abraham se nageslag. Ja, nie fisies nie, maar deur die geloof. Galasiërs 3 vers 7 sê baie duidelik dat die wat glo kinders van Abraham is. Daarom geld God se verbond vir alle gelowiges se kinders, net soos God se verbond gegeld het vir die gelowige Abraham se kinders wat op 8 dae oud besny is. Ja, God se verbond in die Ou en die Nuwe Testament is dus presies dieselfde. Hy het nie 'n ander verbond ingestel met Christus se koms nie. Hy het slegs die verbond vernuwe.
Want as hy 'n nuwe verbond gemaak het, beteken dit dat die ou verbond 'n slegte verbond moes gewees het. En dis nie moontlik as God die initieerder is nie. En bovendien sou die verbond met Abraham dan nie 'n ewige verbond gewees het nie. Nee, dit is dieselfde verbond. Die hoofinhoud daarvan is, ek sal vir jou 'n God wees. Maar Christus kom vernuwe dit. Al wat in die Nuwe Testament verander het, is die teken, en die teken moes verander. Want die Ou Testamentiese teken, naamlik die besnydenis, het vorentoe gewys na Jesus se kruisdood, waar bloed sou vloei. En nou wys die doop terug na Jesus, wat gesterf het, sodat ons sondes afgewas kon word. Maar daar is nog motiverings uit die Bybel, waarom ons kinders moet doop. In die Nuwe Testament lees ons van minstens 4 persone, wat saam met hulle gesinne gedoop is. Die gesin beteken tog man, vrou en kinders. Hulle is Cornelius, Lydia, die tronkbewaarder van Filippi en Stefanus. Omdat hierdie persone saam met hulle gesinne gedoop is, beteken dit dat hulle kinders ook gedoop is. Dat ons kinders doop beteken egter nie dat ons glad nie volwassenes doop nie. Ons doop volwassenes wanneer hulle van buite af in die verbond inkom. Abraham is as 'n volwassene besny, omdat God se verbond met hom as volwassene begin het. En in die Nuwe Testament is baie volwassenes gedoop, omdat hulle uit die heidendom as volwassenes tot bekering gekom het. En net so sal ons vandag iemand wat nie as kind gedoop is nie, en wat tot bekering kom, grootdoop. Maar daar is ook in die terme kleindoop en grootdoop 'n verskil tussen besprenkeling en onderdompeling. Albei is ook reg. Maar onthou wat ons gesê het. 'n Sakrament is 'n teken en 'n seël. Die teken by die doop is water. Soos ek aan die katekisasiekinders verduidelik. As ons na 'n stopstraat kyk wat 'n teken is, en hy is so groot soos my hand, en daar staan stop op, dan gaan jy stop. Maar as daai stopstraat so groot is soos hierdie kerkgebou en daar staan stop op, gaan jy nog steeds stop. Maak nie 'n verskil aan hoe groot die teken is nie. Dis net die teken. En daarom is dit onprakties om 'n swembad hier voor in die kerk te bou, en daarom gebruik ons die besprenkeling, wat presies dieselfde sê as wat die mense in die Jesus se tyd gedoop het in 'n rivier. Het gaan oor die water as teken wat wys hoe Christus se bloed ons sondes afgewas het. Die doop is dus die teken van die verbond wat God met ons sluit, en nie andersom nie. Maar elke verbond het 2 partye en vereis daarom ook 'n antwoord. Deur die doop vra God van ons dat ons in die geloof moet antwoord. Ons moet die beloftes van die doop in dankbaarheid aanvaar en die begeerte hê om volgens God se wil te lewe. Maar nou is die vraag, wat gebeur met kinders wat wel gedoop is, maar wat nie die eis van die doop wil nakom nie? Is sulke kindertjies verniet gedoop? Is God se beloftes nie regtig dan vir hulle bedoel nie? Die antwoord is, hulle doop was nie verniet nie. God se beloftes was werklik vir hulle bedoel. Al verwerp hulle God se beloftes en eise, word hulle nie losgemaak van die doop nie. Nee. Omdat hulle God en sy beloftes verwerp, word die doop 'n teken van oordeel. Want God laat nie met hom spot nie. 'n Mens word inderdaad tot oordeel gedoop as jy nie God in sy liefde en geloof omhels nie. In 2 Petrus 2 vers 22 vergelyk Petrus mense wat hulle doop verwerp met 'n gewaste vark, wat omdraai om weer in die modder te gaan rol. Sy bedoeling met hierdie beeld is baie duidelik.
'n vark is van nature vuil en hou daarvan om in die modder te rol. So is die mens ook vuil as gevolg van die sonde. Van die vark word nou gesê dat hy skoon gewas word. So is die gedoopte verbondskind ook gewas van sy sondes deur die bloed van Christus. Van die vark word dan gesê dat hy, nadat hy gewas is, weer teruggegaan het om in die modder te rol. Die sonde het weer in hom oorwin en hy het afstand gedoen van die skoon lewe. En dit is wat gebeur het met mense soos Demas. Ons lees van Demas in 2 Timoteus 4. Sulke mense ontvang die teken en die seël van die verbond. Maar daarna verwerp hulle God en gaan dien die wêreld en Satan. Met hulle doop het hulle die teken en seël van die afwassing van sondes ontvang. Maar omdat hulle in hulle verdere lewe niks met Christus te doen wil hê nie, oorwin die sondige natuur in hulle weer en keer hulle opnuut terug na die modderpoel van 'n sondige lewe. En daarom kan ons verstaan dat daar in 2 Petrus 2 vers 21 van hierdie mense gesê word dat dit vir hulle beter sou gewees het as hulle nooit die wil van God leer ken het nie. En kan 'n mens byvoeg, as hulle nooit gedoop is nie. Want God laat nie met hom spot nie. Maar wat nou van herdoop? Kan ek nie maar myself so nou en dan laat herdoop nie? Wel, die doop het ons gesê, is 'n teken van God se kant af. 'n Teken van die belofte wat God aan jou maak. As 'n mens nou geherdoop word, wat sê jy daardeur? Dat jy God nie geglo het toe hy sy beloftes die eerste keer aan jou gemaak het nie? As God mos iets gesê het, dan het hy dit gesê. 'n Mens hoef nie daarin te twyfel nie. 'n Mens sou in immers nie 2 keer besny kon word nie. Ja, die kerkgroepe wat egter glo aan herdoop of slegs groot mense doop, sien die doop heeltemal anders. Hulle sien nie die doop as 'n belofte wat God aan jou maak nie, maar jy wat 'n belofte aan God maak. Dis is God van die mens afhanklik vir die mens se verlossing. As die mens nie wil nie, dan kan volgens hulle God niks doen nie. Daarteenoor glo ons dat geloof 'n gawe van God is, 'n geskenk wat ons uit genade ontvang. Doop is 'n handeling van God af. En die aangryp van daardie beloftes noem ons belydenis van geloof. En dit is dan ook in wese wat die ouers beloof as hulle kind gedoop word. Hulle sal daardie kind begelei tot 'n belydenis. Ek glo. Broers en susters, om gedoop te word is 'n groot voorreg. Deur die doop kry ons die versekering van God dat ons deel het aan die verlossing van ons sondes en die ewige lewe. Maar dit is duidelik dat die doop ook groot verpligtinge op ons plaas. Om werklik in God te glo. Om van harte lief te hê. En om die begeerte te hê om volgens sy wil te lewe. Daarom kom die eis van God se verbond na, deur om te gehoorsaam en so sy kinders te lewe. Kom ons leer ons kinders om die wonderlike beloftes van God se verbond ook in die geloof te omhels. Ja, die Here hou nooit op om aan ons doop te dink nie. Die wat deur die geloof aan hulle doop dink, veilig en verborge by God is, sal nooit verlore gaan nie. God sê immer self, berge kan pad gee, heuwels kan wankel, maar my liefde vir jou sal nooit verdwyn nie. Die vrede verbond met jou nooit wankel nie.
sê die Heer, wat jou lief het. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, weer eens word ons getroos vandag uit U woord. Ja, dat U in U liefderyke genade neergebuig het na ons. Dat U ons gekies het, ja, voordat ons kon kies. Die alreeds vir ons die beloftes gegee het van die ewige verbond, dat U vir ons 'n God sal wees, toe ons nog nie eens kon verstaan het nie. Hoe heerlik is dit, dat ons dit mag weet, daarin kon opgroei, en ook op 'n stadium in ons lewens kon kom om te sê, ek glo. Ja, alles wat U in U woord vir ons openbaar, en dit ook omdat U vir ons in verbondshuise laat groot word. Wat 'n voorreg. Maar Here, daar is soveel mense nog wat nog tot geloof moet kom. Wil U daarom gee dat ons die wysheid sal hê om die woord te verkondig. Die saadjie sal plant. Maar Here, dan weet ons, en die wat U uitgekies het, sal U laat groei. Geloof laat groei, sodat hulle ook tot die belydenis kan kom. Ons glo, en dan ook die teken van die verbond, die ewige verbond, te ontvang. Maar Here, ons vra dat U tog in ons lewe sal bly werk, dat ons ook waarlik ons deel van die verbond sal nakom, om gehoorsaam te bly aan U. En ons kan dit net doen, as U ons te hulp kom. Here, stap vir ons die pad vooruit. Maak vir ons die berge gelyktes, en gee vir ons volharding in die geloof. Ons bid dit om Christus ontwil alleen. Amen. Na die afdra van die liefdegawe sing ons saam met Psalm 105, daarvan verse 2 en 5.
Verhef je harte tot die Here en gaan hierdweek in met sy seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Weer eens goeiemôre broers en susters. Nou die volgende afkondigings. Baie geluk aan lidmate wat hierdie week verjaar. Die 7de Henko van Wyk en Constant Boonzaier. Die 8ste Hetty van Ernest. Die 9de Henk de Tooi en die 10de Mianay Odendaal. En al hierdie lidmate, baie geluk met die verjaarsdag. Mag die Here sy seën in die hand vir nog baie jare oor julle hou. Baie geluk. Dan Dinsdag begin ons weer met Bybelstudie om 9:30. Ons sal seker Dinsdag samevatting doen en net afsluit met Handelinge. En dan sal ons aanbeweeg na 'n volgende boek toe. Volgende Sondag het ons dan begin die aand Bybelstudie dan ook weer. Ons is dankbaar dat tannie Annetjie tyd na maande in die hospitaal, sy 2 dae voor my presies dieselfde operasie as ek gehad. Sy is hierdie week by die huis. Ons is dankbaar daarvoor. Sy is ook al 80 jaar oud, maar ons bid vir haar steeds die krag toe vir verder herstel. Tuis, ons is dankbaar dat sy ook nou tuis is. Baie lekker week vir elkeen.